Goeienaand almal. En dat is die laaste 2 dae maar 'n bietjie stiller gewees. Ek het so vinnig 'n videoetjie gepost op Vrydag. En baie vinnig die verskillende opinies van mense gehoor. Ek dink as 'n mens al die feite bymekaar sit, dan maak dit goed meer sin. Verskeie mense om verskoning gevra vir sekere uitlatings teenoor ander groepe. Verskoon my, dogtertjie het geroep. So, ja, jy weet, daar is nou, was Afriforum reg of verkeerd? Was Ramkat reg of verkeerd om mense te waarsku? Man, die enigste manier wat ons gaan deurbraak maak na hierdie land se howe toe, is as ons eerlikwaar as een groep kan saamwerk. Georganiseerd by mekaar kan kom. As dit nou so is dat daar waar 15 en meer nie wapens mag hê nie, dan moet ons net maar 14 manne ver genoeg het mekaar wees dat dit nou nie 'n gathering is nie. Maar ja, ons sal moet onder 'n stelsel of 'n organisasie inkom wat reeds hierdie sisteme en protokols in plek het. En ek praat nou nie hier van 'n verregse militêre instansie nie. Ek sal my woorde sluk, maar Afriforum behoort die regte tipe organisasie te wees om so iets te lei, al is dit onder 'n totaal en al ander vaandel. Alles is in plek, hulle het genoeg lede, hulle kommunikasiestelsel is reeds in plek. Die leierskap is definitief in hulle organisasie struktuur reeds. Daar is buurtwagte in elke dorp omtrent, daar is plaaswagte klaar operasioneel. Dit maak net sin. Dit maak vir my sin dat enige ander organisasie behoort saam te werk. En indien daar dan leierskap daar is, behoort dit geïdentifiseer te word en dit word dan jou lyn van kommunikasie. Ek is nie 'n ou wat bekendheid soek deur videoetjies te maak nie. Ek wil net my kinders in 'n land groot maak, soos wat ek aan hom groot geword het. Toe ek 7, 8 jaar oud was, 10 jaar oud, so ek het die huis uit tot 8 uur die aand, my ma het nie bekommer waar ek is nie. Net kwaad gewees omdat ek nie kom eet het gevou vinnig genoeg het. 10 uur die aand, dan gaan ons parkie toe en ons gaan speel in die parkie, toe is ek 12 jaar oud. Nou waag ons nie ons kinders alleen buite speel ons erwe nie. Nie aan nie. So ja, ek dink dit is tyd dat ons maar begin dink om by 'n ordentlike organisasie of organiseringsstruktuur op die been te bring, onder die vaandel van iemand wat reeds bestaan. Wat ook al organisasie voorgestel word, kan mens na kyk, maar dis nou maar tyd. Ons moet ontslae raak van die Julius Malemas van Suid-Afrika, wat absolute leuns versprei. Sy eie mense mankies noem. Anyway, respek vir hulle volkom. Meeste van die betogers weet nie eens hoekom hulle daar was in Senekal nie. Hulle weet nie van die moord op die wit man nie. Anyway, hoop julle hoor my. Praat uit die hart uit, die kop uit. Hulle sê dat ons maar begin hande vat op die regte manier. En strukture in plek kry. Praat nie van 'n weermagstruktuur nie. Kommunikasiestelsels. Mense moet weet waar om te gaan, wat om te doen. As daar nood is, dan kan ons baie vinniger by mekaar uitkom. Plaasaanvalle, huisinbrake, verkrachtings, allerlei dinge. As die stelsels in plek is en almal werk saam, vergeet van die geldmakery. Die geldmakery onder die instansies maak met die moer en
Dus het finansies nodig om te bestuur, ja, dis waar. Maar wanneer jy 'n ding R300 'n maand aan 'n ou draai verkoop nie. Gee 'n ding wat kos dit kos, en indien daar 'n gewapende reaksiespan uitgaan, gooi 'n fooi as jy moet, as jy nou 'n maatskappy is of nie. Maar kom ons begin mekaar veilig hou. Lekker aand julle.